In die nuus vanaand, uitspraak is voorbehou in hofsaak om ontginningsregte aan die Weskus teruggetrek te kry. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid herroep sekere sitrosoda produkte. En meer as 66 weermagpersoneellede sterf in Bogota, Kolumbie, nadat 'n militêre vervoervliegtuig neerstort. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Uitspraak is voorbehou in die geregtelike hersieningsaansoek wat teen die regering en Total Energies ingedien is deur omgewingsaktiviste en kleinskaalse vissers wat teen olie- en gaseksplorasie langs Suid-Afrika se Weskus gekant is. Die aansoek in die Hooggeregshof in Kaapstad volg op die verwerping van appelle na die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing en die toestaan van eksplorasieregte deur die Departement van Minerale en Petroleumbronne. Aktiviste en vissers hoop op 'n beslissing dat die regering 'n fout gemaak het deur omgewingsmagtiging aan Total Energies te gee om die diepwater Oranjebeken, ongeveer 200 km van Suid-Afrika se Weskus af, vir olie en gas te verken. Die Green Connection, Natural Justice en die Okotoa Fisheries Cooperative het 4 gronde vir hersiening ingedien, insluitend die versuim om behoefte en wenslikheid te bepaal. Die advokaat vir die respondente hou egter vol dat 'n aansoek om eksplorasieregte nie geweier kan word deur iets in ag te neem waarvoor nie aansoek gedoen is nie. If you keep to the legislation, if you keep in your lane and if you keep to listed activity exploration, it really eviscerates this application. And what's left are the ICMA points, the OCP point, the fact that the allegation that you didn't consider small fishes. But when you see the way in which the applicants have constructed their case, the real heart of it is on need and desirability, climate change. They get there because they've crossed the line. Die aansoekers voer aan dat die boorwerk in die diepwater Oranjebeken 'n bedreiging inhou vir die mariene ekosisteem en ook kusgemeenskappe in armoede sal dompel. Hulle sê die omgewingsmagtiging wat toegestaan is, slaag nie die grondwetlike vereistes nie en voldoen nie aan die bepalinge van die wet op geïntegreerde kusbestuur nie. The first provision is section 63(1)(c), which requires the decision maker to take into account whether coastal public property will be affected, and if so, the extent to which the proposed development or activity is consistent with the purpose for establishing and protecting those areas. Total Energies voer aan dat olie- en gaseksplorasie gedeeltelik aan die land se energiebehoeftes sal voldoen en dat dit inligting rondom oliebronne sal voorsien. Hy sê dit is belangrik vir die regering om te beplan in plaas daarvan om aan te neem dat die land vir altyd 'n invoerder van vloeibare natuurlike gas sal wees. Zero emissions mean you're not doing any fossil fuels. So we would have to look at transitioning away from fossil fuels, away from oil and gas. So if we are now going to say you can do oil and gas, what does that mean? Because it's going to be another 10 to 15 years before you get production. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Dit is steeds onduidelik of daar vredesonderhandelings plaasvind tussen die VSA en Iran, soos die Amerikaanse president Donald Trump beweer. Dit blyk egter asof groot Amerikaanse weermagversterkings daarop dui dat vrede nie die enigste opsie is wat die VSA oorweeg nie. Intussen duur wederwysydse aanvalle tussen Israel en sy aardsvyand Iran voort. Terwyl Iran steeds Trump se bewering ontken dat die twee lande onderhandel oor beëindiging van die oorlog, ondersteun berigte oënskynlik Iran se verduideliking van Trump se beweringe gedeeltelik. Volgens Trump het vrugbare onderhandelings plaasgevind waarin die VSA en Iran ooreenstemming bereik het oor bykans alle kwessies. Iran sê dat hy bloot 'n dokument met besprekingspunte van bemiddelaars ontvang het as die aanloop tot moontlike onderhandelings.
Volgens Iran het Trump die onderhandelings versin om die olieprys laer te dwing en tyd te koop vir Amerikaanse weermagversterkings om die gebied te bereik. Die olieprys het gister kortliks na $96 per vat gedaal, maar styg weer sedertdien. Berigte van nuusdienste, insluitend die Wall Street Journal, die New York Times en die Jerusalem Post, toon dat die Amerikaanse weermag bykomende krygtuig en personeel na die gebied stuur. Die tuig sluit amfibiese aanvalskepe en landingsdokke en duisende soldate en matrose in. Intussen duur die wederwysige aanvalle tussen Israel en Iran voort. Benewens Israel se aanvalle op Iran is minstens 10 mense dood in 'n aanval op die Sjiitiese populêre mobiliseringsmag in Irak. 30 mense is beseer in die aanval op Iran se Irakse bondgenoot. In Nesher buite Haifa in Noord-Israel is geboue beskadig in Iranse aanvalle oornag. Groot skade is ook aangemeld in die Israelse stad Tel Aviv. Israel sê niemand is dood in die aanvalle nie. Die amptelike dodetal van die oorlog tot dusver het 2000 verbygesteek. In Oekraïne is minstens 5 mense dood en talle beseer in verskeie Russiese hommeltuig en missielaanvalle. In die stad Zaporizhia in die suidooste van die land is 1 persoon dood en 5 beseer. 6 woonstelgeboue, 2 huise, 'n winkel en nywerheidsgebou is ook beskadig. Volgens berigte is 2 mense ook dood en 11 beseer in die oostelike Poltava-streek. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê skade is in 11 streke aangemeld en dele van Oekraïne is sonder elektrisiteit. Volgens die Oekraïense lugmag het Rusland 34 missiele en 392 hommeltuie in die jongste aanvalle gebruik, met 25 missiele en 365 hommeltuie wat afgeskiet of geneutraliseer is. Die Kubaanse regering sê sy weermag berei voor vir enige moontlike aanval deur die Verenigde State van Amerika. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump olieverskepings na Kuba afgesny het. Dit het Kuba in 'n krisis gedompel met kragonderbrekings by belangrike instansies soos hospitale. Die Kubaanse ambassadeur in Suid-Afrika sê dit is 'n groot slag vir die eiland wat reeds uitdagings ervaar met verouderde infrastruktuur. Well, definitely the situation in Cuba is very difficult at this moment, thanks to the aggressive policy of the United States of America, which is actually committing a very serious crime in not allowing oil to get to Cuba in order to function as a normal society. Cuba is not a threat to the US. Cuba is a friend to the American people. Cuba does not have any reasons to be aggressed upon. So we call on the people of South Africa and of Southern Africa to have solidarity with Cuba at this difficult time. Trump het begin om olieverskerpings na die Karibiese eiland af te sny nadat die VSA 2 maande gelede die Venezuela se president Nicolas Maduro en sy vrou Celia Flores ontvoer het. Clearly see who is the aggressor in this story. The Cuban people do not deserve this. We are a peace-loving country and we only want to develop as a normal country as the rest of the world. Die VSA-dreigemente het ook onsekerheid en vrees onder Kubane laat ontstaan. In Bogota, Colombia, is 66 weermagpersoneellede dood en 4 vermis nadat 'n militêre vervoervliegtuig na opstyging neergestort het. Die vliegtuig het 128 persone vervoer, insluitend lugmaglede, soldate en polisiebeamptes. Die ongeluk het in Puerto Leguizamo op die grens van Peru plaasgevind. Oorlewendes is deur inwoners van die afgeleë gebied en reddingswerkers na die naaste hospitale geneem. In New York sê burgemeester Zohran Mamdani dat die botsing tussen 'n Air Canada vliegtuig en 'n brandbestrydingsvoertuig op 'n aanloopbaan van LaGuardia lughawe ondersoek word. Die vlug van die Kanadese stad Montreal het pas geland in New York met 72 passasiers en 4 bemanningslede aan boord. Die 2 jong vlieëniers is op slag dood en 41 mense is beseer, van wie 9 ernstig. In 'n klankopname van die beheertoring word die bestuurder van die brandbestrydingsvoertuig herhaaldelik beveel om te stop. Dene is na die stembusse vir die presidensiële verkiesing wat moontlik eerste minister Mette Frederiksen 'n 3de termyn kan gee. Haar ferm standpunt teen die Amerikaanse president Donald Trump se poging om Groenland te bekom, het haar gewildheid verhoog. Kiesers is egter bekommerd oor die hoë lewenskoste.
Meningspeilings wys dat Frederiksen se sosiaal-demokrate moontlik sy swakste resultaat sedert voor die Tweede Wêreldoorlog kan behaal. Sommige kiesers meen dat sy nie genoeg doen om hul Nordiese welsynsmodel te beskerm nie, terwyl ander sê hulle is moeg vir haar leierskap na byna 7 jaar. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg het uitspraak voorbehou in Thabo Bester se aansoek vir herklassifikasie as 'n aangehoudene. Bester beweer dat hy onregverdig behandel is en dat sy reg van onskuldig tot skuldig bewys is geskend is. Die staat hou vol dat Bester wettiglik as 'n gevonniste gevangene aangehou word. Bester wat reeds tronkstraf uitdien vir moord en verkrachting, staan tereg op aanklagte na sy ontsnapping uit die Mangaung korrektiewe fasiliteit in 2022. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid herroep 'n sekere bondelnommer Citrosoda produkte en die minister van Landbou hoop dat 80% van beeste teen Desember ingeënt sal wees teen back and claw seer. Dit en ander nuus net hierna. Die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid, SAHPRA, het alle Citrosoda produkte met bondelnommers wat met die letter C begin teruggeroep. Die owerheid sê elke ander bondel is veilig vir gebruik. SAHPRA doen 'n beroep op die publiek om bondelnommers na te gaan voor aankope. Alle Citrosoda produkte wat by die Adcock Ingram vervaardigingsaanleg in Clywell, Johannesburg vervaardig is teruggeroep weens 'n potensiële besmettingsrisiko wat geïdentifiseer is. Die gesondheidsreguleerder sê stukkies swart fragmente is in die produk gevind wat vermoedelik afkomstig is van die verslete vervoerbande by die vervaardigingsaanleg. Citrosoda is 'n vinnig werkende, bruisende korrelbehandeling wat gebruik word om sooibrand, maagsuur en urineweginfeksies te behandel. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê teen Desember vanjaar sal 80% van die land se nasionale beestroppe teen back and claw seer ingeënt wees. Steenhuisen het aan die parlement se landbouportefeulje komitee gesê hy is vol vertroue dat die departement by sy sperdae sal hou. Steenhuisen en sy span het voor die komitee verskyn om LPs op hoogte te bring van die nasionale inentingsveldtog. Hy het ook die ingryping van die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid, SAHPRA, verwelkom vir die verkryging en bespoediging van die invoer van 6 miljoen dosisse van dolvet-enstof. Hierdie jongste besending inentings is verkry deur middel van 'n artikel 21 permit. The vaccines that have been imported through a Section 21 SAHPRA process. And that is a process that provides us to be able, in emergency circumstances, to import vaccines into the country or remedies into the country, given the fact that we have a crisis and we obviously don't have the year or two to go through a potential Act 36 process to register it as a registered medicine in South Africa. Die permit is Vrydag uitgereik vir 2 miljoen dosisse dolvet. SAHPRA sê 2 bykomende permitte vir die oorblywende 4 miljoen dosisse sal ook uitgereik word. Die gefaseerde verkryging is in die lig van die VSA-Israeliese oorlog teen Iran. It is our intention to have vaccinated 80% of the national herd by the month of December. I believe we're on track to do that. Steenhuisen sê nog 5 miljoen dosisse van die Biogenesis Bigo-enstof sal binnekort bestel word. Of the year, we've already begun an extensive process of accrediting private veterinarians and private animal health technicians who have the authority to be able to implement the vaccination. Toe hy gevra is oor die onwilligheid van boere om gevalle aan te meld uit vrees dat hulle plase onder kwarantyne geplaas sal word, sê Steenhuisen hoewel dit voorheen die geval was, is daar nou 'n groter vlak van aanmelding. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. Eskom sê sy doelwit is om binne die volgende jaar en 'n half onafhanklik van regeringswaarborge te wees. Die Staatsenergiemaatskappy het aan die parlementêre staande komitee vir toewysings gesê hy het daarin geslaag om reeds 40 miljard rand van sy skuld te vereffen. Eskom het die komitee ingelig oor sy vordering met die skuldverligtingsprogram. Eskom het in die laaste dekade sowat 473 miljard rand se staatswaarborge van die staat ontvang.
It's not just about the current debt relief for 230 billion. As indicated in the slide, that cumulative support and benefit Eskom has received since 2016 to 2029, as the graphic shows, I think our total some 470 billion rand, and that is why it's important that we find ourselves in a position going forward. We don't have to come back to government for further support, but that is dependent on how we address the municipal debt. Die staande komitee van toewysings het die vordering van sy skuldverligtingsprogram verwelkom. Their financial indicators was that they won't need the fiscus to be able to underpin their financial position. So I think it's a positive development. It is one that we need to celebrate, and we need to be able to allow, when Eskom goes back to market, to ensure that they are able to borrow without the need of the state. Eskom se grootste skuldhoofpyn is munisipaliteite wie se skuld teen 2031 tot 358 miljard rand kan beloop indien daar nie ingryping plaasvind nie. The reality is consumers themselves are facing difficulties. SALGA makes the point that municipalities are facing debt of over 400 billion rand. So they are not being able to recoup that cost. Much of it is government departments who are not paying, and ultimately it means that they themselves cannot honor the debt that they need to give over to Eskom. Eskom sê hy monitor daagliks die impak van die Midde-Ooste krisis op sy dieselinvoere. The price is moving very rapidly, and as Caleb indicated, our numbers looking forward, especially for the new financial year, will be affected by what that price becomes. As the chair indicated now, we are all keenly awaiting with bated breath what the price is going to look like. Eskom sê Suid-Afrika is meer as 300 dae sonder beurtkrag, maar komiteelede meen lasvermindering kwessies moet aangespreek word. En nou vir die markaanwyser, soos om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE. En dis dan al vir vanaand. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. Mooi bly tot dan. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Kom ons kyk na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag is 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, dan sien ons ook 'n 80% kans vir reën in dele van Noordwes en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre reën duur steeds voort oor groot dele van die land, 'n 80% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap en dan sien ons ook môreoggend miskolle word dan verwag langs die Plateaurand. Vir vandag 'n geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir ewige donderbuie in die oostelike dele van die land. Sterk wind waarskuwing is ook uitgereik langs die Ooskus en dan 'n waarskuwing vir weggolfveldbrande in dele van die Noord-Kaap en dan in die Wes-Kaap. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noord-Kaap en dan in dele van die Oos-Kaap. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir weggolfveldbrande in dele van die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng. Pretoria 18-28, Johannesburg 'n maksimum van 25 en dan Springs 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Tabazimbi 'n maksimum van 27, Messina 21-30 en Polokwane 15-28. Mpumalanga, Secunda 16-26, Imalahleni 16-24 en Middelburg 16-24. KwaZulu-Natal, Vryheid 16-26, Pietermaritzburg 'n maksimum van 29 en Richards Bay 20-29. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, Graaff-Reinet 'n maksimum van 35, Oos-London 20-30 en Komane 'n
'n maksimum van 31. In die Wes-Kaap, Klein Willem 1931, Beaufort Wes 'n maksimum van 35 en Riversdal minimum van 18 en 'n maksimum van 30. In die Noord-Kaap, Kimberley 1826, Calvinia 'n maksimum van 30 en dan Appington 'n maksimum van 31. In Vrystaat, Verspreide Bye en Donderbye, Bloemfontein 1624, Wepener 'n minimum van 15 en dan Frankfurt 1423. Ons laaste provinsie is Noordwes, Mahikeng 1626 en dan Vryburg 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 28. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.